Ek gaan vir ons deur die afkondigings van die dag gaan. Die eerste is dat dankoffers gaan vandag by die deure plaasvind. Dis maar net makliker, ons maak dit bietjie makliker vir die diakens wat hier is. So, hou asseblief jou geldjie, dit sal by elke deur wees, soos wat jy uitstap. Dan op Dinsdagoggende, 5:30, is daar 'n manne Bybelstudie. Ek sê dit gewoonlik, maar ons is besig met 'n boek, God is, dit gaan oor die karaktereienskappe van God. So kom skakel gerus daarbey in, dit is juis ons is hier teen 6:30, 6:15 op die laatste klaar, dan is jy daarom nog betyds vir werk. So ja. En dan is daar, ons het vergeet om dit laasweek af te kondig, daar is hierdie komende Vrydag 'n goeie Vrydagdiens, ek lei hom, dit sal 9:00 die oggend wees, soos gewoonlik, en ons gaan ook nagmaal bedien, om aan hierdie ongelooflike spesiale dag in ons geloof te kan herdenk. En dan net so is daar ook 2 weke van volgende Sondag af, nee, 1 week, kom ek maak dit maklik, 2 weke van vandag af, is daar nagmaal. So asseblief, kom skakel in, dit is die eerste nagmaal wat ons saam as gemeente vier, so kom skakel gerus in, kom kuier lekker saam en kom ons deel in die vreugde van wat ons verlosser ook aan die kruis vir ons kom doen het. Dan geluk met jou verjaarsdag, vir vandag is daar niemand nie. Renier van 'n Merwe is maandag. Ek is daarom nog nie, ek het die verskoning, ek ken julle nie, so as jy hier is, steek asseblief jou hand op. Okay, ek sien nie 'n Renier nie. Dinsdag niemand, Woensdag, Tannie Gesina en Charlene Rudolf. Ek sien nie vir Tannie Gesina vandag nie. Nee, okay, en Charlene ook nie. Goed. Dan donderdag is dit Liesel Elers, Gert Bester Senior, William Coleman, enige van daai wat hier is, lyk ook nie so nie. En Vrydag, op Goeie Vrydag, niemand nie. Saterdag, David Klopper, is hy hierso? Hy moet 'n chocolate kry vandag. Ok, lyk my nie so nie. En dit is dan al vir die verjaarsdag vir die week. Dan hier is ons voorbereidingslys, ons dink spesifiek aan die familie van Katie Viljoen en dan ook aan oom Gert en tannie Sannie met julle verlies wat julle onlangs gelei het. Mag die Here julle dra in hierdie tyd en mag hy julle rots wees in julle vesting. Dan ook so met Freek, dit gaan baie beter met Freek, dit kan ek getuig. Ek was by Lida hulle gewees, hy is so stuk besig om te herstel, so ons baie dankbaar daarvoor, en dankie vir al die gebede ook, dit word definitief verhoor op hierdie stadium. Dan ook so vir Davie Bierman, Marie Hatting, Alta van Sail, Zelda Reineke, Malita en ons eie, Herfsland, oom Johan van Sail en Anel Moelman. Ons hou al hierdie mense in ons gedagtes en ons wil julle graag vra, kom ons doen nie die ek wil sê die tipiese ding wat meeste Christene vandag doen, is sê ons gaan vir jou bid en dan doen ons dit nie. So kom ons bid aktief vir hierdie mense, want die Here is 'n God wat gebede verhoor en as ons aktief bid, dan kan ons berusting daarby vind dat hy ons gebede na sal luister. Is dit alles? Dit lyk so. Daar's een wat nie daarop is nie, wat ek graag net wil byvoeg. Komende Vrydag, dit is die middag 2:00, as ek dit nou reg onthou. Die middag 2:00 is daar 'n pelgrimstog deur al die gemeentes. Dis baie soos die gesamentlike Paasete, ons kom as gemeenskap bymekaar. En wat lekker is vir ons, is ons begin en ons eindig hier by ons eie kerk. So 2:00 Vrydag, kom parkeer hierso, kom stap oor, kom stap saam. Is 'n baie korter kruisroete as laas jaar, hoor ek. Ek hoor laas jaar was bietjie lank geweest. Hierdie jaar is baie korter. So kom deel gerus daarin. Ons gaan ook elke leraar van die gemeenskap gaan 'n geleentheid kry om ietsie te sê oor die kruiswoorde. So asseblief kom maak daai dag ook, kom wees deel van hierdie groter geloofsgemeenskap waarin ons ook dan is. En soos ek sê, ons gaan dan die dankoffers by die deure opneem, maar kom ons sit net so, dan bid ons vir alles wat nou hier gesê is. Here, ons kom loof U en ons kom prys U vir elkeen wat gedurende hierdie week verjaar het, Here. Dankie dat ons saam met hulle en saam met U ook hierdie pad kon stap en saam met hulle kan feesvier oor hierdie spesiale herdenking. Mag hulle, maar so ook ons elkeen, streef om in hierdie nuwe jaar nader aan U te kom, Here. Almagtige God, so kom bid ons dan ook vir die wat op 'n siekbed is en wat U liefde en genesing benodig, Here. Almal daar op die voorbereidingslys. Almal wat troos nodig het, Here. Ons kom dra hulle aan U op. Wil U nie daar ook uiting gee, sodat dit ook kan dien as 'n getuienis van U, as dit U wil is nie, Here. Trooster, so kom bid ons ook vir die wat rou.
Here, U weet, mens voel so dikwels alleen en asof ons nutteloos rondstrompel. Dit voel asof ons nie meer weet hoe om vorentoe te gaan, Here. Ek wil vra dat wil U nie asseblief die trooster kom wees wat U in die woord sê U is nie. Kom lei ons gedurende hierdie tye en help ons om ook getroos te word deur U teenwoordigheid, Here. Ons bid hierdie alles in die naam bo alle name, die naam van die drie-enige God. Amen. Here, God van alles, U alleen is God. U wat oor die gerib stroon, U alleen is God. U wat die hemel en die aarde gemaak het, U alleen is God. Ek groet jou vandag in die naam van die God, wat 2000 jaar gelede in Jerusalem ingestap het. Hy wat ingestap het met die wete dat hy vir jou en vir my sou kom sterf. Genade en vrede vir julle van God die Vader, hy wat die verlossingsplan beraam het, en van God die Seun, hy wat mens geword het om hierdie plan uit te voer, en van God die Gees, hy wat gewerk het sodat dit volbring kon word. Kom ons staan, dan sing ons 2 liedere saam as gemeenskap van gelowiges. Van al die reddingsdade
sit. Nou met die dat dit die laaste week is voor Paasfees, gaan ek vir ons die wet voorlees. Maar vandag gaan ek dit bietjie anders doen. Want tradisioneel is dit jy lees die wet, dan doen jy onmiddellik skuldbelydenis en direk daarna gaan jy oor na die genadeverkondiging toe. Dis hoe die tradisionele liturgie volg. Party van julle sal dit dalk nog herken en onthou. Maar ek gaan dit vandag bietjie anders doen. Ek gaan vir hierdie hele week eintlik gaan ek elke keer net die wet lees en die skuldbelydenis doen. Nou die idee is glad nie om jou skuldig te laat voel of om jou te laat dink dat ons nog nie die genade van die Here ontvang het nie. Nee, dit is glad nie die idee nie. Ons het reeds die genade van God ontvang en daarom kan ons met eintlik met 'n vrye gemoed genadeverkondiging doen. Maar ek doen dit juis nie. Hierdie week, in hierdie heilige week, doen ek dit nie, want dit is om ons te laat besef hoe broodnodig ons eintlik 'n verlosser nodig het. Weereens, ek maak dit weer duidelik, dit is glad nie om te sê dat ons nie die genade van God reeds ontvang het nie, of om jou skuldig te laat voel nie. Nee, dit is glad nie die rede nie, maar die rede hoekom ek dit so doen, is sodat ons ten diepste kan bewus word dat ons God se standaarde eintlik heeltemal mis en dat ons iemand nodig het om vir ons in te tree. En so met die opbou tot en met Goeie Vrydag wil ek hê ons moet ten diepste bewus word hiervan. Nou voordat ek die wet lees, wil ek ook iets sê. Ek stuur elke dag hierdie week, gaan ek 'n opname, video, oordenking, wat ook al jy dit wil noem, gaan ek dit uitstuur op WhatsApp en ek gaan dit sommer op YouTube ook sit. En die idee is dat ons saam deur die Markus Evangelie gaan reis. Ons gaan vandag ook 'n bietjie saam lees uit Markus uit. En hoekom spesifiek Markus? Want Markus wys vir ons baie, hoe kan mense dit sê, georden. Hy vat ons dag vir dag deur. Van Palmsondag reg deur tot by Opstandingssondag. En so gaan ek elke dag saam met julle deur die Markus Evangelie gaan, dat ons ook vir Jesus kan volg in hierdie tyd en in hierdie laaste week wat hy op aarde sou wees. So asseblief, as jy dit wil sien, kyk op YouTube, dit sal onder NG Delmas wees. Andersins, as jy wil hê ek moet dit vir jou op WhatsApp stuur, kom gee gerus net vir my na die tyd jou nommer en dan stuur ek dit vir jou. Maar soos ek sê, ons gaan saam lees uit die Markus Evangelie uit. En so lees ek dan nou vir ons vandag die wet uit Eksodus 20 uit. Ek gaan vir ons die 10 gebooie lees. En weer eens, die doel is nie om jou skuldig te laat voel nie. Die doel is nie om te sê jy het nog nie die genade ontvang nie. Ons almal het reeds. Maar is om ons ten diepste bewus te maak dat ons afhanklik is van Christus. So is dit dan Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is, jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy doen, moet jy doen. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en die vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuie teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort, mag jy nie begeer nie. En ek dink ons almal kan getuig van dat ons eintlik hierdie wet keer op keer breek. As ons onsself weer vang
dan mis ons die punt. En ons raak verder van God se wet af. En daarom nooi ek jou uit om saam met my 'n skuldbelydenis te doen. Ek gaan dit in die vorm van 'n gebed doen. So sit net terug en luister. Kom ons sluit die oë. Here, ons het swaar gesondig. Ons het swaar gesondig met dit wat ons oortree het, Here. Ons was baie dwaas. Here, vergewe tog ons oortredinge en help ons om na aan U en aan U woord te bly. Here, U standaarde is bo menslik ook hoog, Here. En daarom kom bely ons skuld hier voor U. En alhoewel ons skuldig is en die wet tekortskiet, Here, kom loof ons U vir die verlossingsplan wat U beraam het vir ons. Dankie dat ons dit ook dan in hierdie week kan vier, hoe hierdie genade aan ons uitgegee word, Here. Maak ons ten diepste bewus daarvan dat ons 'n verlosser nodig het. Iemand om namens ons in te tree, Here. Amen. Nou soos ek gesê het, ons gaan 'n bietjie saam lees uit die Markus Evangelie uit. Deur hierdie hele week gaan ons net deur Markus werk. En dit volg so lekker kronologies op mekaar. Soos ek sê, hy gee dit so dag vir dag gee hy dit deur. En so begin ons dan nou vandag met Markus 11. Ons gaan Markus 11 vers 1 tot 11 saam lees, want dit is natuurlik vandag Palmsondag. Nou wat op Palmsondag gebeur het, ons gaan dit ook nou lees, is Jesus wat in Jerusalem inkom voor sy laaste week, voor die kruisiging. En ons gaan nou lees hoe die skare reageer. En ek wil jou vra, let bietjie op hoe Markus die verhaal vertel. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor sê, maar baie van ons ken die verhaal dalk bietjie anders, of ons onthou hom bietjie anders, en ek gaan net 'n bietjie daarmee werk. Maar Markus sê dit vir ons op 'n baie unieke manier. En so lees ons dan nou, soos ek sê, Markus 11 vers 1 tot 11 saam. Net so voordat ons uit die woord uit lees, gaan ek dit vir ons 'n gebed doen, dat die Here ons ontvanklik sal maak vir dit wat hy vandag in die woord vir ons wil kom sê. Almagtige God, ons vra dat U hier by ons sal wees, hier waar ons nou uit die skrif uit gaan lees, dat U Uself sal openbaar. Kom breek hierdie woord vir ons oop, Here, en laat die saad wortel skiet in ons harte. Help ons om daarvolgens te leef ook, nie net vandag nie, maar elke dag van die week, Here, en elke dag van die res van ons lewens. Help ons om U hand in dit alles raak te sien ook, Here. Seën, mag ons U hart in hierdie stuk sien en Heilige Gees kom werk in ons, sodat ons ook U liefde en U trou kan besigtig. Amen. Ek lees dan vir ons Markus 11 vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië, teen die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle, en sodra julle in die dorpie ingaan, sal julle 'n vasgemaakte donkievul vind waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand julle vra waarom julle dit doen, sê dan: die Here het hom nodig, en hy sal hom dadelik daarin stuur. Hulle het gegaan en die donkievul gevind, vasgemaak by 'n deur buite op die straat, en hom losgemaak. Van die mense wat daar gestaan het vir hulle gevra: waarom maak julle die donkievul los? Hulle het toe geantwoord soos Jesus beveel het, en die mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkievul na Jesus en gooi hulle boklere oor hom, en Jesus het op hom gaan sit. Baie mense het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer takke met blare wat hulle in die veld afgekap het. Die wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, geseënd is die koninkryk wat kom, die van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste. Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan, en nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. Ons lees net tot sover. Nou soos ek gesê het, hierdie gedeelte beskryf dan letterlik wat Jesus op hierdie dag, hoeveel duisende jare terug sou gedoen het. Dit is hoe hy dan nou uiteindelik in Jerusalem aankom voor sy kruisiging. En as jy opgelet het, sou jy dalk opgetel het dat hierdie verhaal klink dalk so bietjie anders
as wat jy dit dalk onthou. Jy onthou dalk dat die mense onder hulle self rondgevra het, maar wie is hierdie man? Daar was 'n halfe energie onder die skare gewees. Of jy onthou dit dalk dat die mense so opgewonde was oor Jesus wat in Jerusalem aankom, dat die fariseërs na Jesus toe gekom het om hom te berisp en te sê, maar hoorie, laat hierdie mense kalmeer, hulle raak nou onstuimig. En dan sê Jesus vir hulle, maar weet jy wat, as hulle dit nie gaan uitpas nie, dan sal die klippe dit uitskree. Dis dalk hoe jy dit onthou. En weet jy wat, dit alles staan in die Bybel. Ons lees dit in Matteus en in Lukas. Maar Markus doen iets anders. Want Markus is bietjie anders as wat die ander evangelies is. Markus het 'n hele ander doel agter wat hy sê. En soos ek sê, ons kry nie hierdie asemrowende gebeurtenis in Markus nie. In hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, dan verdwyn die skare ewe skielik net. Hulle is nog daar, hulle basyn so een keer uit, Hosanna, en dan as jy weer sien, dan is hulle weg. Hulle is nie meer daar nie, daar is nie hierdie aardrukkende gebeurtes, soos wat dit in die ander evangelies is nie. Soos ek sê, die skare verdwyn uit die bloute uit. Hulle is daar een oomblik en die volgende oomblik is hulle nie daar nie. Nou om te verstaan hoekom Markus dit doen, moet ons 'n bietjie in Markus se verstaan van God en Markus se doel agter sy skryf van die evangelie ingaan. Want in Markus kry mense die idee van 'n messiaanse geheim. Nou moenie bekommerd nie, ek gaan dit nie nou 'n lesing maak nie, want dit is verskriklike groot woorde. Maar al wat dit eintlik beteken, so ek sê ons kry die idee van 'n messiaanse geheim, maar al wat dit eintlik beteken, is dat hy wag om vir Jesus eers te bekroon as die Messias tot aan die kruis. Hy wag tot aan die kruis. Dink maar net aan al daardie kere waar Jesus 'n wonderwerk gedoen het, en dan sê hy vir die persoon met wie hy die wonderwerk doen, hoorie, maar gaan van hier af en moet vir niemand hiervan vertel nie. Ek weet nie van julle nie, maar dit was my altyd baie vreemde gedagte geweest. Hoekom sou Jesus dit doen? Maar dit is juist hierdie idee dat Jesus homself terughou. Jesus wag tot op die kruis om homself te sê, Jesus ek, dis wie ek is. En Markus wag dan ook tot op die kruis om Jesus te bekroon. Soos ek sê, baie keer lees ons, en al daai verhale van hierdie doen 'n wonderwerk en niemand moet dit gaan vertel nie, dit vind ons baie keer in die Markus verhaal. En in hierdie gedeelte natuurlik, verdwyn die skare. Skare is een oomblik daar, volgende oomblik hulle net weg. Nou hier moet ons nie dink dit is, okay, maar hulle het ten minste nog steeds gekom en vir Jesus geprys en geskree en saam met hom fees gevier voordat hulle verdwyn het nie. Nee, want as ons 'n bietjie gaan verstaan en in die konteks ingaan, dan kom ons agter dat dit was eintlik maar 'n standaard praktyk gewees. Dat al die pelgrims reg oor die land het na Jerusalem toe gekom en dan wanneer hulle in Jerusalem is, dan wag hulle vir die res van die pelgrims om te kom en dan sodra die ander pelgrims wat nou nog nie in die stad is nie, daar aankom, dan het hulle verwelkom en waarskynlik iets soortgelyk vir hulle ook geskree. Met ander woorde, hierdie is die standaard praktyk. Dis nie 'n vreemde gebeurtenis wat hier gebeur omdat dit nou Jesus is nie. En daarom verdwyn die skare ook net. Hulle doen wat hulle moet, hulle verwelkom gou die mense en dan gaan elkeen sy gang van daar af. Nou, hoekom doen Markus dit? Hoekom skryf hy heeltemal hierdie idee dat Jesus eers bekroon word op die kruis? Want soos ek sê, dit alles bou op. Vir Markus gaan alles oor die kruis. En hier moet ons nie dink die res van die evangelies gaan dit nie oor die kruis nie. Nee, dis glad nie wat ek sê nie. Die punt wat ek maak is, Markus verstaan dit as alles moet gaan tot by die kruis. En op die kruis is Jesus bekroon as die skepper van die heelal, as die seun van God. Jesus word eers ten volle verstaan op die kruis. Wanneer hy daar op die kruis hang, dan verstaan ons eers wie Jesus werklik is. Want vir Markus kan Jesus se doel en sy lewe nie verstaan word sonder retrospeksie nie. Vir Markus gaan dit uitsluitlik daaroor, kan ons slegs verstaan wat Jesus kom doen het hier op aarde, wanneer ons terugkyk deur die lens van die opstanding en deur die lens van die kruisiging. Dit is
wie en wat Jesus is. Dis wat hy kom doen het hier op aarde. En uit daai perspektief uit moet ons alles verstaan hoe dit werk. Hoe Jesus was en hoe hy hier geleef het. Nou, as ons dan nou hierdie Markus vertelling reg verstaan, dan begin ons iets raak sien. Jesus se intog is nie hierdie ongelooflike wow gebeurtenis nie. Soos ek sê, 'n aardrukkende gebeurtenis nie. Nee, dit is 'n stil gebeurtenis. Eintlik al vir baie mense waarskynlik in daai tyd irrelevant. Totdat jy terugkyk. Maar net omdat dit stil en klein is, beteken nie dit is onbelangrik nie. Inteendeel, dit staan in skerp kontras met die aardse intog. Dit staan in kontras met die aardse mag. Want as ons dan nou gaan kyk hoe dit gewerk het met die pelgrimstog en met die hele Pasga, wat natuurlik die fees is wat die Jode tydens hierdie tyd vier, dan het die Romeine geweet. Weet jy wat, hierdie is 'n verlossingsfees vir die Jode. Hulle beskou dit as die fees wat hulle herdenk dat die Here hulle uit Egipte uitkom lei het. En daarom moet ons maar 'n fyn oogie dophou op hierdie mense. Hierdie mense kan nie nou rammetjie uitnek word nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. So wat het die Romeine gedoen? Dit was standaard praktyk geweest dat in hierdie tyd het die goewerneur dan nou ook in Jerusalem ingekom. So, en ons weet natuurlik dat die goewerneur in hierdie tyd was Pontius Pilatus. So in hierdie tyd, of dit nou voor of na Jesus se inkoms was, sou Pontius Pilatus ook in Jerusalem 'n intog gehad het. So jy kry met ander woorde 2 koninkryke wat op pad is om te bots. Die aardse en die hemelse, maar dit is terselfdertyd soveel meer as dit, want dit is God wat sy verlossingsplan en die wiel word aan die rol gesit vir dit. So aan die een kant het jy die aardse mag, kry vir Pontius Pilatus, wat waarskynlik daar sou aankom met hoeveel duisende soldate, reg om hierdie mense te onderdruk en te sê, ken jou plek, weet waar jy vandaan kom, met perde, met krygsmanne, met mag en krag van 'n hele ryk agter hom, sou hy daar ingestap het. Mense sou moes pad maak vir hom. En dan aan die ander kant, dan kry vir Jesus. Dan kry vir Jesus wat met sy klein groepie disippels, kom ons sê, daar was dalk 'n bietjie meer as die 12, maar kom ons sê 20 mense wat daar aankom. Nie met perde nie met krygsmanne nie, maar op donkie. Aan die een kant het jy mag en krag, en aan die ander kant het jy nederigheid, genade en liefde. Soos ek sê, dis mag en krag teenoor nederigheid. Nou, hoekom vertel ek vir jou hierdie inligting? Hoekom is dit belangrik om hierdie idee te verstaan? Want ek wil hê jy moet besef dat in daardie lengte, dit was waarskynlik die jaar 30 of 33 na Christus, dit is maar die 2 hoofdatums, maar in daardie jaar, in daardie lengte in Jerusalem, was daar waarskynlik 2 intogte gewees. Die een van Jesus en die ander een van Pilatus. En soos ek sê, ons moenie dink dit is slegs nou net 2 koninkryke wat bots nie. Nee, dit is die begin van die volbringing van God se verlossingsplan vir jou en vir my. Nou, ek wonder hoe gereeld maak ek en jy nie ook soos daai skare nie. Ek wonder hoe gereeld skree ek en jy ook nie Hosanna, maar sodra dit als wegkwyn, dan verdwyn ons nie. Nou die ironie agter hierdie woorde wat hulle geskree het vir Jesus, is dat Hosanna beteken, ons bid om redding. Ons bid kom red ons. Dis wat Hosanna beteken. Nou blind was daardie skare nie. Om te skree Hosanna en dan te verdwyn. Dan te verdwyn voor die een wat hulle waarlik kan kom red. En hier moet ons onsself keer.
Hier moet ons nie in die slag gaan trap om te sê, yes, daai mense was so stupid en dom en hulle het nie gedink nie. Hoe het hulle dit gemis? Want weet jy wat, ek en jy doen baie keer dieselfde. Ons is ook so blind soos hulle. Ons maak ook soos daardie skare. Hoe gereeld gebeur dit dat ons hier in die kerk sit en dan, sodra ons hierdie boodskap hoor, dan voel ons vuur en vlam en ons is op pad en ons gaan nou liefde leef en ons gaan liefde vir ons naaste en liefde vir God. Dit is heel bo op ons lysie en dan kom maandag of dinsdag, dan vergeet ons eintlik al van. Soms nie eers so ver nie. Soms is dit so ver soos om in die straat af te ry en 'n taxi draai voor jou in of jy ry deur 'n slaggat. Nou moet nie dink, ek is nie skuldig aan nie, maar Lies weet, as 'n taxi voor my inry en hulle kan nie bestuur nie, ek verloor dit ook. Maar hoe gereeld sit ons hier en ons skree eintlik maar Hosanna en dan 'n paar uur of 'n paar dae later, dan raak dit sekondêr vir ons. Om Hosanna te skree vir die een wat is, wat was en wat sal kom. En dan gaan ons aan asof hy nie waarlik die lewende God is nie. Asof hy nie aan stuur is van ons lewe nie. Dan vergeet ons eintlik van hom, asof dit 'n sekondêre saak is. Ons maak net soos daardie mense. Ons skree Hosanna en ons verdwyn. Maar wat wil ek hê moet jy vandag hoor? Ek wil hê jy moet hoor, daar's goeie nuus daarin. Ek wil hê jy moet verstaan dat ten spyte van dit alles, ten spyte daarvan dat ons 'n blinde oog gooi, ten spyte daarvan dat ons Hosanna skree en weghardloop en eintlik maar verdwyn, ten spyte daarvan kom hy steeds. Ten spyte daarvan dat die mense daar was en nou hierdie mooi, vroom gesigte voorgehou het, ten spyte van dit alles kom hy steeds. Al maak ek en jy so, op 'n maandag of 'n dinsdag of selfs dalk op Sondag, hy kom steeds. Ongeag wat jy doen, kom hy. En hy kom vir jou en hy kom vir my. Ongeag kom hy steeds. Hy kom al weet hy sy disippels verstaan eintlik dalk nie regtig wie hy is nie. Hy kom al weet hy, weet jy wat, hulle gaan my 3 keer verraai, voordat die son opkom die volgende dag. Hy kom al weet hy ons sukkel. Ons sukkel om hom eintlik te verstaan. Hy kom steeds. Die Here, die skepper van die heelal, kom steeds. Hy kom met die wete dat hy op die kruis gaan hang. Vir jou en vir my. Dat hy verwerp gaan word deur die mense vir hoeveel eeue? Hier staan ons in die 21ste eeu en die mense verwerp hom nog steeds. Met al daai kom hy en hy weet en hy kom steeds. En soos ek sê, wat wil ek hê moet jy huis toe vat? Ek wil hê jy moet hoor dat 2 koninkryke gebots daardie dag. Die aardse en die hemelse. Maar weet jy wat? Dit was ook die volbringing van God se plan vir my en vir jou. Ek wil hê jy moet besef, hy word mens vir ons. En laastens wil ek hê jy moet hoor dat hy nie omgedraai het nie. Hy loop in daardie stad in. Ongeag of jy hom verwerp of nie, stap hy in daardie stad in. En dit is wat ek dink ons vandag uit hierdie teks uit moet kry. Die Here kom. Die Here het reeds gekom. Die koninkryk van die hemel en die aarde het gebots. En die Here het sy volbringingsplan, sy verlossingsplan begin volbring. Hy het dit begin, of eintlik die begin van die einde, moet ek eintlik sê, met daardie intog in Jerusalem. Dit is wat ons vandag herdenk. Hier op Palmsondag herdenk ons dat Jesus gekom het. Hy kom steeds. En daarom kan ons vandag iets heeltemal anders sê. Daarom kan ons vandag nie net soos daardie skare van destyds sê, Hosanna nie,
Maar ons kan iets heeltemal anders sê. Ons hoef nie meer te skree, Hosanna, o Here, kom red ons nie. Want ons weet, ons kyk terug, ons het die Markus Evangelie om ons terug te laat kyk. Ons verstaan, hy het gekom. Ons verstaan, hy het gekom en hy het ons verlos. En daarom hoef ons nie meer te stop by Hosanna nie. Maar daarom, juis as gevolg van hierdie feit, dat ons weet hy reeds gekom het, stop ons nie by Hosanna nie, maar kan ons eintlik uitbas in Halleluja. Want Halleluja beteken eer aan God. As ons baie presies wil wees, beteken dit eer aan Jahwe. So ons stop nie meer by Hosanna, ag Here, kom help ons asseblief, kom red ons nie. Nee, ons kan oorgaan na Halleluja toe en ons kan sê, alle eer aan God, want weet jy wat hy het dit kom doen. 2000 jaar terug vir jou en vir my, daar aan 'n kruis, daar het hy dit kom doen. Hy het nie omgedraai nie. Hy loop in daardie stad in. En daarom sê ons nie net Hosanna nie, maar Halleluja. Want ons koning kom. Ons koning het reeds gekom. En soos ek sê, ons gaan hierdie week 'n bietjie saamwerk met wat Jesus beleef het, wat hy gedoen het in daardie laaste week. Môre gaan ons byvoorbeeld bietjie kyk na hoe hy die vyeboom vervloek en hoe hy die tempel, die tafels omgooi in die tempel en die tempel reinig. Dit alles het gebeur in hierdie laaste week. Maar dit kon nie gebeur het as hy nie in daardie stad ingekom het nie. En soos ek sê, ons koning het gekom. En daarom sing ons nie net Hosanna nie, maar ons sing Halleluja. Mag jy dit onthou in hierdie week. Dit is my gebed vir jou. Hier met die oploop tot en met Paasfees. Dat jy ten diepste bewus sal word van die Here wat reeds gekom het. Dit is ongelooflike goeie nuus. Daar is niks wat jy kan doen wat maak dat die Here nie sal kom nie. Ons koning kom. Mag jy bewus raak daarvan deur hierdie week en mag jy besef dat hy dit vir jou kom doen het. En niemand anders nie, vir jou. Ek sê altyd, ek spot altyd, ons kry baie keer agter ons taal weg. En die Here het vir ons kom sterf, en hy het, absoluut. Maar ons is baie keer bang om te sê, weet jy wat, hy het vir my kom sterf. Want dit sit 'n bietjie verantwoordelikheid op ons. En vandag wil ek vir jou kom sê, weet jy wat, die Here het vir jou kom sterf. Mag jy dit onthou in hierdie Paastyd, waar ons saam met Jesus loop. Kom ons bid saam. Ag Here, Skepper van die heelal. Here, dankie dat ons vandag kan terugkyk. Dankie dat ons nie hoef te stop by Hosanna nie, maar kan oorbeweeg na Halleluja toe. Dankie dat ons kan terugkyk en dat ons nie meer hoef te wonder oor die gaan die Here ons red nie, maar dat ons kan weet hy het ons kom red. U het gekom, Here. Dankie dat ons vandag, juis hierdie dag, kan herdenk, waar U in Jerusalem ingegaan het. Hierdie dag, waar dit die begin van die einde van die verlossingsplan is. Hierdie dag, waar U nie omgedraai het nie, ten spyte van wat ons doen. Dankie daarvoor, Here. Vandag kom bid ek vir elkeen wat hier is, Here. Ek kom bid vir elkeen wat hier voor my sit, Here, en ek wil vra, Here, help ons om werklik die diepte van wat U al daardie jare terug gedoen het, vir my en vir jou. Help ons om het te snap en dit nie goedkoop te maak nie. Om opreg uit dankbaarheid U te kan loof en te prys, Here. En Here, help ons om dit nooit, maar nooit as vanselfsprekend te aanvaar nie. Ons kan nie anders as om net te sê, dankie nie, Here. Amen. Kom ons staan, dan sing ons slotlied vir die dag, ons koning kom.
is en weer. Wie's die begin en die einde, die een wat is, wat sien wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, jou sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom ons te haal. Nie sal wyk, dit ons sal gedek. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, jou sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, jou sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, jou sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Voordat ek die seën uitspreek, herinner ek julle dat die dankoffers is by die deure vandag, so asseblief onthou dan ook daarvan. Mag die Vader wat sy seun gestuur het, die seun wat gekom het en nie omgedraai het nie, en die Heilige Gees wat in ons werk, julle dra deur hierdie week. Mag julle nie net roep Hosanna nie, maar mag julle uitpasyn halleluja. Hy het gekom. Amen. Geseënde dag vir julle. Julle is meer as welkom om met my te kom gesels as julle enigiets wil deel oor die erediens.